Hey, goeiemôre vriende, is David Malani so. Dit is die 2de Augustus. Kan ons gou net 'n 3 minute videoetjie maak oor hierdie belangrike datum, die 2de Augustus. Ek verstaan, ek is nog nie 'n ekspert nie, maar ek verstaan, dit kom ooreen met op die Joodse kalender die datum die 9de Av, the 9th of Av. Dit is die datum en dit is 'n rampspoedige dag in die geskiedenis van die volk Israel. Al twee hulle tempels, hulle het nog net 2 tempels gehad, jy geweet daarvan. Tempel van Salomo en een van Zerubbabel, wat later opgeknap is deur Herodes. Nou, daai 2 tempels is albei verwoes op die 9de van Av, op hierdie dag, vandag, 2de Augustus. Maar nou, weet jy, hier's seker nie toevallig nie, groot rampe wat reg rondom Israel besig is om te dreig, ook spesifiek op hierdie datum. Ons het in die afgelope week gehoor, meer en meer, veral van ons westerse lande wat ons dit nie van verwag het nie, wat nou besig is om die rug te draai teen Israel. Engeland, Frankryk, Kanada, Duitsland, Australië ensovoorts, gesê, hulle steun die aanvaarding van 'n 2-staat oplossing. Met ander woorde, hulle gaan nou nie eers meer praat met Israel hieroor nie. Hulle gaan 'n staat erken vir Hamas en Hezbollah. En nou weet jy, dit staan in Joël hoofstuk 3. Wee daai mense wat God se land gaan opdeel en verdeel. Groot ramp wat oor hulle uitgespreek word in die Bybel op meer as een plek. En dit is besig om te gebeur en ons lees natuurlik in Sagaria 14 van die hele wêreld wat gaan draai teen Israel. En ons sien dit reg voor ons gebeur. En ons weet al die media en oralster waar jy kyk op die internet, bedrog, leuns en in die media wat nou gaan spesifiek oor hierdie oorlog wat aan die gang is en oor hulle is besig om die Hamas uit te moor, die Israeliete, en hulle te verhonger, en geweldige leuns wat hieroor in die wêreld vertel word. Behalwe dit, het daar hierdie week 'n groot aardbewing plaasgevind. Julle het seker gehoor, 'n 8.8 aardbewing aan die kus van Rusland, wat die 6de grootste aardbewing wat er nog ooit in die geskiedenis was. Wie van julle is in die donker en wie is in die lig? Gaan lees 1 Tessalonisense 5. Waar is jy as jy in die lig is? En as jy in die lig is, dan verwag jy Jesus uit die lig uit. En jy weet, ons is nou in daai tyd, en hy gaan jou nie onverhoeds betrap